Ja, hier is opwindende goed aan die gang hierso. Die Kreer-onthulling 10 Oktober. En die pragtige gebied wat hulle hierso gereed kry vir Oom Paul. So met al hierdie gebeurtenisse die afgelope maande het daar maar dinge in my persoonlik opgekom. Gedagtes wat ek gehad het en uit my persoonlike ervaring in my lewe. So 'n paar jaar gelede het ek my eerste man aan die dood afgestaan. En dit was 'n hou wat ek nie regtig kan beskryf nie. En soos dat ek nou maar my pad deur die rouproses gestrompel het ek agtergekom dat daar 'n 2-fase benadering is tot die hantering van 'n verlies wat jou help om voort te bou in die lewe. Die een is dat jy moet tyd spandeer in die verlies. So in my geval was dit nou die verlies van my man. En alles wat daarmee saamgaan, alles wat jy verloor het, alles wat jy wil koester, alles wat jy wil bewaar. En die ander deel is dat jy moet tyd spandeer om te bou aan jou toekoms, aan jou lewe. Jy kan nie net die een doen nie, jy kan nie net tyd spandeer in jou verlies en die hartseer daaromtrent nie. Want dan kom jy nooit daaroor nie, jy genees nooit daarvan nie. Aan die ander kant kan jy ook nie net tyd spandeer om te bou aan jouself en nie erkenning gee aan jou verlies nie. En so by my het ek nou hierdie persoonlike ervaring wat ek deurgegaan het. Maar ek sien dit ook in 'n sekere opsig onder die Afrikaner volk. Ons het in die afgelope jare ontsaglik baie verloor. Ek sien onder my mense 'n verstrooiing, 'n verbittering soms. Daar is 'n hartseer onder ons volk oor die verlies wat ons ervaar. Hartseer oor Kerkplein, hartseer oor Paul Kreer en die 4 onbekende krygers wat nou onlangs weer verniel is. En die duplikaat wat nou hierheen skuif, wek in mense 'n gevoel van maar Kerkplein is daar en dis ons sin en ons het dit is ons mense sin en ons het dit gebou en dit is so. Hulle weet nie meer wie hulle is nie. Hulle weet nie meer waar hulle vandaan kom nie. Hulle is landloos, leierloos, toekomsloos, hopeloos. En ek verstaan dit. Maar ek dink dit is iets anderste wat ons soek. Want ons het 'n leier. En dis Jesus Christus. Ons soek 'n land, ons soek 'n plek en ek dink hier is 'n plek. Vir die eerste keer weer voel ek weer dat ons Afrikaners het weer iets om na toe te werk en dit is hier in Orania en die ou beeld van Oom Paul en die nuwe beeld van Oom Paul verpersoonlik dit vir my so mooi. As ons na Jeremia 29 kyk, dan sê die Here, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan
en tot my bid. En ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek, dis nou die Here, ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander, en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen ek julle verdryf het, spreek die Here, en ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. En dan net 'n klein entjie vroeër is daar vir ons ook 'n opdrag in hierdie verstrooiing. So sê die Here van die leerskare van die God van Israel en aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en woon en plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters. En neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters kan baar. En vermenigvuldig daar en moenie verminder nie.